Goeiedag. In die reeks 'n ABC van geloof spring ek bo-oor P na die letter Q en die woord is Quo Vadis. Daar is 'n antieke legende uit die vroeë kerkgeskiedenis oor die apostel Petrus. Daar word vertel dat hy tydens die groot vervolging in Rome baie bang geword het en uit die stad gevlug het. Op pad uit die stad op die beroemde Appia weg ontmoet hy Jesus wat besig is om die stad weer in te gaan. Petrus vra toe die bekende vraag: Quo vadis, Dominee? Waar gaan u, my Here? Jesus het hom sag aangekyk en gesê: Ek gaan terug Rome toe om weer gekruisig te word, omdat jy my mense daar alleen laat. Petrus het onmiddellik besef sy rigting was verkeerd. Hy het daar en dan omgedraai, teruggegaan en sy roeping met nuwe moed voltooi. Hierdie vraag tref die kern van die Christelike geloof. Ons leef in 'n wêreld wat verslaaf is aan spoed. Ons wil vinnige resultate hê, maar wat help spoed as jou rigting verkeerd is? Quo vadis is 'n vraag oor die rigting van jou siel. In die Bybel word die woord metanoia gebruik vir bekering. Dit beteken letterlik om van rigting te verander. In Lukas 15, met die verhaal van die verlore seun, sien ons dat sy hele lewe verander het die oomblik toe hy omgedraai het na sy Vader toe. Jou bestemming word nie bepaal deur waar jy was nie, maar deur wie jy volg. Soos Paulus in Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Jou bestemming is nie 'n plek op 'n kaart nie, jou bestemming is 'n persoon. As jy agter Jesus aanloop, lei hy jou altyd na die lewe, selfs al is jou pad moeilik. Jy hoef nie 'n perfekte rekord te hê om agter hom aan te stap nie, net 'n gewilligheid om die rigting te loop wat hy bepaal. As jy vandag voel jy is op die verkeerde pad, onthou net dit, in God se koninkryk is jy nooit verder as een omdraai van die regte pad af nie. Kom ons bid saam. Here, so dikwels dink ek my eie planne is die regte pad. Help my om vandag stil te staan en te luister na u stem. Gee my die genade om te draai waar ek moet en die vrede om te weet dat as ek u volg, ek nooit verlore sal wees nie. Amen.